Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo daar en welkom weer by Hart en Siel hier in die tuinroete. Saam met my is Beverly. Ons gesels hierdie week oor die ATKV, Afrikaanse Taal en Kultuurvereniging. Beverly, sê vir ons waar sit ons nou en waar kry ons jou vandag hier? Althea, wat 'n voorreg om vandag saam met jou te kuier. Jy sit vandag by Eagles Nest. My naam is Beverly McKelly. Ek is 'n bestuurder van studentebehuising Eagle Park Mango. Jy het 'n agtergrond, 'n 9 jaar agtergrond met ATKV geloop. Ons Afrikaanse sprekende mense het maar altyd hierdie ding dat ons taal gaan nie altyd by ons bly nie, maar soos dit vir my klink met ons kuier vandag is ATKV sterk en still going. Gee vir ons jou agtergrond met die ATKV. Ek stem heel hartig met jou saam dat die ATKV sterk en going is. Want met mense wat passievol is oor taal en 'n liefde het vir taal en ons opgroei ons moedertaal, twyfel ek dat Afrikaans ooit uit die mode uitgaan. En veral ook die feit dat ons in die ATKV jong stemme betrek, maak hulle seker dat die taal voortleef. Miskien anders gaan lyk, maar die taal Afrikaans sal nooit uit die mode uitgaan nie. Jy vir 9 jaar is jy by die ATKV. Ja. Waar het jou passie begin vir taal voor jy by die ATKV Weet jy, ek aangekom het 'n Afrikaanse onderwyser gehad, Juffrou Abrams. Yes. En sy het gedigte en taal lewendig gemaak. Op daai stadium was dit die wetenskap van taal, nasale klanke. Ek onthou dit. Ek stuurklanke. wonder of doen hulle dit nog. Ek wonder, want dit was oorronding, ontronding en jy moet jou mond soos 'n rond maak en al Ons. daai. Ja. So sê, die manier hoe sy die les aangebied het vir my 'n liefde gegee vir Afrikaans. Ek onthou nog as stories, 'n bars loop deur die wasbak en so kan ek vir jou soveel. As ons begin met Langehoven en al daai manne, Ja. daai taal is maar 'n mooi Ja. ding. So dit het die liefde vir die Afrikaans aangewakker en ook my ouma. My ouma was lief vir lees. So sy het hierdie groot letter drukwoorde, konsalig hulle en dan het ek sommer so nou en dan 'n boek gesteel en iewers weggeraak met hierdie inligting en sommige van die inligting was bietjie voor my tyd, maar die liefde vir lees en die liefde vir die taal. En toe weet ek later, ek is al die tyd baie betrokke in my gemeenskap. Okay. En agtergekom ons kinders die agterstand met betrekking tot lees. En so 9 jaar gelede het ek begin met 'n mobiele lees. Hier in Pakkelsdorp was dit hierso. Yes. In Pakkelsdorp. Okay. En kinders gehelp, selfs gestremde kinders, net oor kan die pad by ons van waar ek my kantoor is daar 'n gestremde sentrum waar ek begin het om vir kinders stories te lees. En so het die riemtelegram die hele Pakkelsdorp ingegaan en die behoefte het groter geword en die behoefte na boeke. Dit het my toe gewend om bietjie te gaan raad vra, navorsing te doen. Waar kry ons boeke? Waar kry ons die hulpbronne om meer kinders te help? En dis hoe ek by Vriende van Afrikaans uitgekom het. Okay, so dis nog 'n groep. ATKV is nou die groot sambreel, maar hierdie is nou Vriende kleiner. van Afrikaans is Vertel ons deel. bietjie van hulle. Hulle doen boektrommels en leesintervensieprogramme. En een van die suksesverhale was die doen en leer teorie, die opleiding, hoe om kinders effektief in in 'n klaskamer met die leesintervensieprogram te help. So ons het dit begin by Pakkelsdorp Primêre Skool dis nou al 5 jaar en dit het verder ontwikkel na Newton Park Primêre Skool. En soos dit maar in my geaardheid is, Althea, jy moet my stop as ek te vinnig praat. Jy doen fantasties. Jy weet, ons kry nie geleentheid om te praat Ja. oor ons taal nie. Dit is heerlik om jou storie te hoor, asseblief. Soos ek nou maar is, het dit die ondersteuning of die intervensieprogram het later toe ontwikkel na 'n leesmaraton. 'n leesmaraton in Pakkelsdorp.
Ag, dit is so oulik om Dit te het hoor. gegroei van 60 kinders, ons het verlede jaar 350 leerders van meer as 12 skole in ons omgewing. Die meeste van die skole wat deelneem is die agtergeblewe skole. Kinders wat 'n agterstand het met lees. So die leesmaraton is ook ontwikkel deur die ATKV tak Sommer Net Ons, wat een van ons vlagskipprojekte is. Sommer net ons is die naam. Ja, Ag, dit is dis- alles sulke wonderlike Afrikaanse Dis gedagtes maklik, sommer Sommer net net ons. ons. Ah. Vrouens wat 'n passie het vir skryf, die taal, en ons het die leesmaraton aan die gang gesit. En ek sal jou later meer vertel, en dit het toe nou na 'n proefproe deur George, waar ons 'n kultuurtuiste ontwikkel het in Pakkalsdorp, en dit het later uitgekring na die groter George. So is ons in George, kan jy vir my sê dat daar is definitief herlewing in ons taal, in boeke, in ons skole, is daar goed wat weer stadig begin inkom? Want almal sit maar met die ou voetjies. So mens probeer kyk of hulle nie maar weer 'n bietjie kan boeke lees en Die hoe voel jy ryke daaroor? ervaring van 'n boek, blaaie, die reuk Die van reuk boeke. van 'n boek, dis net En so beautiful. die interaksie van daai boek op jou skoot, die storie vertel, die gesigsuitdrukking. En dit is 'n katalisator om weer 'n liefde vir boeke te ontwikkel. En ons het gesien, as daai kindertjies 'n boek in hulle hand het, weet jy met wat se trots en wat se eie waarde daai kinders het met 'n Want dit boek. maak tog, ek sit nou en dink, jy lees, dit maak tog op die breintjie oop na moontlikhede, want jy lees, daar gaan die ou, hy doen dit, en jy volg daai storie, en dit maak goed wakker in 'n kind se kop, sy uitdrukking. verbeelding begin oopgaan. En een van die goed wat ek ook sê by die skole, as jy nie lees nie, kan jy nie lei nie. Wat kultuur en taal en boeke betref, soos ek begin het, dit sal nooit uit die mode uitbot nie. Ons moet dit aanhou doen. Presies. Ons moet geleenthede skep om dit te aktiveer en in die gang te hou. Jy was nou eers voorsitter gewees vir Pakkalsdorp se ATKV, maar toe besluit jy om uit te tree uit bestuur uit. Wat was jou gevoel? Is jy meer aktief betrokke hierdie manier, of was dit maar net 'n timing ding vir jou? Ja, ek dink dit was 'n seisoen. Okay. Dis 'n seisoen soos ek vir jou gesê het. My mondering of samestelling is ek probeer dit in 'n sin vir iemand verduidelik. Is so kleurvol dat vir die 9 jaar as voorsitter het ek ook gesien dat daar is soveel kapasiteit gebou binne ons groep, en dit is net die regte ding om te doen, om die volgende persoon 'n geleentheid te gee om Dit weer maak met daai baie sin. kreatiwiteit Daar sy. na die tafel toe te bring. En jy leer weer iets niets nou waar jy nou is. Nou is jy weer op die vloer. Dan kan jy weer ja, jou nou kan ek weer my voelers uitsteek en shake, gaan kyk, rattle en roll. wat is daar, want soos ek vir jou sê met die seisoen, 'n volgende deel van waaroor ek ook passie voel. Jy sal hoor passie kom gereeld voor Ek in my is gesprek. baie dankbaar vir daai passie. En dis iets wat my ouma gesê het, as jy nie passie het vir dinge, los dit. Los hom uit. Want dan is dit skone nonsens wat jy aanvang. Daar sy. Die feit dat ons werk aan ons taal en dat ons mense soos jy leer ken, wat regtig fisies besig is om te sorg dat ons agtergeblewe kinders nie agterbly nie. Dit is so belangrik vir die toekoms van ons land, dat almal saam beweeg. En gemeenskap, dit bring gemeenskap samehorigheid. Dit doen. Om aan te sluit by jou woordeskat. Die sosiale ewels het ons oral in verskillende gemeenskappe. Korrek. As gevolg van woordeskat, met die lees en die blootstelling, begin die leerder nou woordeskat ontwikkel. Hy begin skielik verstaan. Dit maak tog ook deure oop om te sien, mens praat nie so nie. Ag, maar verskriklik, dankie Beverly. Ek gaan moet sê dankie vir jou tyd. Wonderlik. Dankie vir Dankie jou Althea. tyd. En vir julle ouens by die huis, terwyl ek so Afrikaans praat, voel ek my Engels wat ek so ingooi. Maar Afrikaans is ons taal, en soos jy sê, hy mag dalk verander, maar dit bly ons taal. Dit bly ons taal. En vir julle ouens tuis, tot 'n volgende keer. Dankie dat julle ingeloer het. Totsiens.